prys nie, Here. Here, laste is nog laer as wat ons is, Here. Here, ons is vanmôre, Here, werklik net stof, Here. Maar Here, ewen oor laste en beproewings, Here, oor verdrukkinge, Here, kom lig U hierdie stof, hierdie gebeentes, Here, kom lig U op, Here. En U verklaar hulle U kinders, Here. Dit laat ons net besef, my koning, dat eintlik wanneer ons niks is, Here, werk U die beste. So Here, ek kom bid vanmôre dat ons sal wegdraai van geken af, Here. Ons sal wegdraai van titels af, maar sal terugdraai na U toe, Here. Dis 'n wake-up call vir ons almal, my koning. Ek bid vanmôre, Here, vir elkeen vanmôre hier sit. Elkeen van ons, Here, vanmôre het 'n unieke uitdaging, Here. Uniekheid daarvan dat is nie een dieselfde uitdaging nie, my koning. Maar U kom vanmôre, U kom bedien in elke uitdaging wat daar kan wees, Here. En U kom voorsien die oplossing daarvoor, Here. U kom voorsien die uitweg, Here. Here, my hart word seer as ek sien hoe die wêreld vergaande gaan, maar my hart word bly as ek sien hoe die kinders van die Here begin gelowig word, Here, en hulle geloof begin opstaan. My hart word bly, my God, as ek sien hoe hulle nader aan U kom, Here. Maar mag die, Here, wat verdwaald is, Here, hulle plek begin vind, Here. Want die tydsberekening is besig om uit te loop. Here, ons is nie ondankbaar vir wat U gee nie, Here. Ons is dankbaar, Here, vir wat U voorsien. Vir plekke waar U ons heen vat, Here. Vir vlakke waar ons beweeg, Here, omdat ons groei in U. Maar ons harte gaan uit vanmôre vir daai mense, Here, wat uitmis. Wat uitmis, Here. Uitmis op die byeenkomste, Here, van U, Here. Wat uitmis op die woord. Here, want 'n kerk op 'n TV, Here, is nie soos 'n kerk in U huis nie, Here. Ek bid vanmôre, Here, vir elkeen wat voor 'n TV sit vanmôre, waar 'n skerm die plek ingeneem het van U, Here. Bid ek vanmôre, Here, dat hulle sal besef, Here, hulle sal terugdraai na die huis. Want die huise, Here, is U koop om die kinders te huisvestig. Maar die mens besluit, Here, om dit by die huis te doen. Ek bid vanmôre, Here, dat U dit sal verander. Dis 'n lang gebed, Here, wat ons al lank al voor hoop. Maar ons verloor nie die hoop nie. Ons glo dit nog steeds. Ek bid ook vanmôre vir ieder en elk wat vanmôre hier sit, Here, wat in 'n tyd is, Here, waarvan hulle nie weet nie. Wat in 'n stryd is waarvan niemand weet nie. Om nooit visie te verloor oor wie jou koning is nie. Jy voel dalk nou alleen, jy voel dalk nou eensaam, jy voel dalk nou dat die wêreld is teen jou, as jy dit so wil sien. Maar die Here sê, ek het jou nog nooit alleen gelos nie. Sy woord bevestig dit. Hy sal altyd by jou wees. Deur elke beproewing en deur elke goeie tyd is Here met jou. Dankie, Here, dat ons dit vanmôre weet. Ons is vanmôre, Here, weer eens net baie, baie dankbaar vir U hand, Here. Ons glo dit vanmôre in Jesus naam. Amen.
Amen. Prys die Here. Daar's so baie wat 'n mens kan sê, is dit nie? Jy weet, dan praat mens nie eens van die woord nie. Maar daar's so baie wat jy wil sê. Dan kom die Here en hy's net soos, toe. Dis lekker. Dis lekker om in die huis van die Here, dis lekker om in sy teenwoordigheid te wees. Halleluja. Mag die strate wat hier om die kerk is, begin wemel van gelowiges wat huis toe kom. Halleluja. Ek roep dit in. Halleluja. Jy sal sien dat op die groep hierdie week was die woordskool van laasweek so bietjie laat gewees. Ons het net so 'n tegniese dingetjie gehad wat ek en Jan uitgesort. Op die einde was dit net Jan gewees wat my gehelp het. Want hy het bietjie kennis gehad. Maar ja, hy was bietjie laat, maar ek glo jy het hom gekry. Halleluja. Okay. So die video sal seker volgende week reg wees. Maar die voice note was daar gewees. Halleluja. Goed, ek wil hê jy moet vandag saam met my blaai, as jy 'n woord saam met jou gebring het, die woord van die Here, na Johannes 21 toe, Johannes hoofstuk 21. Ek moet getuig, ek was hierdie maand gebless met 'n splinternuwe Bybel, en dit was 'n pastoorswaarderingsgeskenk, so ek is baie dankbaar, ek waardeer ieder en elk van julle ook. Halleluja, baie dankie. En vanmôre, ja, is reg lied, né? Hy's lied vanmôre. Halleluja. Mag die Here seën. Halleluja. Is jy reg vir die woord? Kom ons gaan in die woord klim. Ek het nie vanmôre 'n baie groot boodskap nie. Ek het vanmôre vir jou 'n boodskap gepas net vir jou. So ek kom praat vanmôre spesiaal met ieder en elk. Ek wil vanmôre hê jy moet 'n bietjie afskakel van jou vrou of jou man af of jou kinders om jou. Fokus jy vanmôre net op die Here, want ek het 'n woord net vir jou vanmôre. Halleluja. Kom ons lees saam. Johannes 21 vanaf vers 5 tot 17. Ek gaan nog van vers 4 af lees. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. So die disippels in die boot sien, daar staan 'n man op die strand, maar hulle weet nie wie's die man nie. Hulle weet nog nie dat die man wat op die strand staan, die uitkoms is nie. Okay. Hulle is op die water, nie letterlik op die water, is in 'n bootjie op die water, maar hulle is in die daar op die water besig. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, dis Johannes, aan Petrus, hy sê, dit is die Here, skree hy uit. Sien die uitroepteken? Dis soos wanneer 'n kind
Die lang verlore speelding kry wat hy al lank voorgesoek het, al lank voorgewag het, en hy maak hom en sê, dis myne! En Johannes skreef vir Petrus, dis Jesus! Ek raak opgewonde, want wanneer jy by die kerk instap, moet jy sê, dis Jesus wat hier is vanmôre. Jy moet nie die pastoor kom, hulle pastoor lanklaas gesê nie, nee man, die pastoor is die instrument van die Here. Ek sê nou nie, jy moet my nie groet nie, ek bedoel maar net, jy moet so opgewonde wees vir die Here ook. Maar, en die disipel, vir wie sy so lief gehad het, sê aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here was, gord hy sy boekleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Baie keer gebeur dit met ons as gelowiges, dat ons weet nie met wie ons praat nie. Ek het dit al teëgekom. Dan is dit 'n pastoor wat in die hoofkantoor gedeelte is, en dan dog ek, hy is net 'n mede-pastoor. En as jy besef wie het is, dan besef, okay, eintlik moes ek die bietjie meer respekvol gewees het. Nee. Maar mense is maar mens, halleluja. Maar op hierdie geval was dit Jesus gewees. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Ek wil vanmôre vir julle sê, Jesus meant business when he went to the sea. Hy wou met hulle gaan maaltyd hou het. Hy wil met hulle gaan maaltyd hou het, hoekom? Want hy het 'n verlange gehad na sy kinders. Hy het 'n verlange gehad na sy disippels. En hy wil vir hulle net gaan sê, luister, ek's nog okay, hoor ek sien. Maak jouself gereed as jy. Imagine as jy enig by die huis kom en jy kom daar, dan is iewers skielik is daar vis klaar reggemaak en daar's brood klaar reggemaak en daar's hierdie heerlike kos klaar reggemaak en jy weet dis net jy en jou vrou of jy en jou man in die huis. Niemand anders het 'n sleutel van die huis nie. Ek dink jy val net daar neer. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en 'n vis daarop lê en 'n brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Wat beteken daai gemeente? Hy kom sê vir hulle, bring van die nuwe. Ek kom bedien jou met vars vanmôre. Ek kom bedien jou met 'n vars maaltyd vanmôre. En Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Hoekom het die net nie geskeur nie? Want dit was 'n goddelike ontmoeting. Daar waar die Here is vanmôre kan geen ding fout loop nie. Normaalweg sal daai net geskeur het. Maar omdat die Here gesê het, werp jou net aan die regterkant, het daai net bonatuurlike krag gehad om my visse te hou vas. En Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee. Prys die Here. En so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers bly. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, weet jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op.
En hy vra derde maal aan Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Tot sover die Here seën sy geleesde woord vanmôre. Vanmôre is my tema waar ek met jou wil kom gesels, 'n baie eenvoudige tema. Petrus en die disippels was besig om vis te vang in die see. Kan ons maar sê in die nagtelike ure. So hulle was uit op 'n aandwandel gewees in die see en hulle gaan vis vang. Heel waarskynlik was dit iets om hulle inkomste te verkry, want daai tyd het hulle vis gevang, verkoop, inkomste gekry of ruilhandel gehad en so kon hulle lewe. Maar in hierdie nagtelike ure besef hulle dat hulle nog byna niks gevang het nie. Dalk 1 of 2. En Jesus kom staan op die land en hulle sien hom van 'n afstand af. Ek imagine is daar waar die kruis sou wees, dalk langer, maar as in my kinderlike brein sien ek Jesus daar by die kruis. En hulle sien van 'n afstand af en in die moedeloosheid waarin hulle self vind, vra die Here vir hulle, my kinders, het jy nie iets om te eet nie? Het julle nie iets om te eet nie? Nou, ek weet nie van u vanmôre nie, as ek in daai posisie was, iemand vra vir my, het jy nie iets om te eet nie? Dan sou ek vir my baie ware antwoord gegee het. Okay, almal catchy grappie, halleluja. Maar Jesus kom en hy sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle almal sê eendragtig nee. As jy wil, ek gesien het, er staan mense saam as jy daar gewees het, almal sê nee, ons het nie. Hoekom? Want hulle het nie. Hulle het dalk 1 visie, nou gaan 1 visie dalk vir 5 genoeg wees. Hulle gaan elke so 'n stukkie eet. Nee? En dis hoekom die Here daar gaan staan het. Want hy het geweet, dit wat hulle het, sal nie genoeg wees om hulle te dra nie. So, my tema vanmôre vir jou is dat, waar gooi jy vandag jou visnet? Waar gooi jy vandag jou visnet? Gooi hom vandag in 'n leekant, wat op menslike hoop gevestig word, of gooi hom vandag aan die regterkant waar die Here besig is om oop te maak. Geleerdes sê, hulle is nie presies seker waar die visnet was nie, so ons as mens kan ons indink die visnet was aan die linkerkant. Want die woord sê gooi hom aan die regterkant. Maar jy sien, wel die visnet aan die linkerkant gegooi was en niks gevang was nie, fisies, was die Here besig om geestelik te werk aan iets wat moes gebeur. Jy weet, in die gees, in die nagtelike ure het hulle dalk daar gesit, hulle kon nie sien wat dalk daar gebeur nie, maar die Here kon sien presies wat daar moes gebeur. En toe dit nou dag is, want hulle sê mense sien ons nou beter in die dag, as jy mos na die beste oë, dan sal jy ons in die nag sê, ek kan nie sien nie. Ek kan nie sien waar ek moet loop vanmôre nie. Maar as jy oor die beste, nee? Glo my, ek was ook al daai ene. Maar wel dit besig was om in die geestesriem te, ek wil amper nie sê stook nie, besig was om te baal. Dat die wonderwerk besig was om te maal, en besig was om te gebeur, en besig was dat die Here die deure moes oopmaak, dat die oomblik toe hulle hom sien, en hy sê vir hulle, gooi julle net aan die ander kant. Wat het gebeur? Hulle het alles wat hulle gewerk het aan daai kant gaan gooi, en toe hulle daai kant gegooi, toe kom die Here vir hulle deur. Soms moet jy jou fokus van waar jou net gegooi is, net omskakel en sê, ek plaas hom nou hier vanmôre.
Imagine die disippels se geloof op daai oomblik. Gooi die net in, dink hulle gaan 'n paar visies vang. En toe hulle, ek kan hom nie uittrek nie. En toe hulle hom land toe bring, toe sien hulle maar wat so bietjie was so bietjie. Waar gooi jy jou net vanmôre? Jy alleen kan vanmôre jou net gooi. Maar op wie se wysheid gooi jy die net vanmôre en wat se kant? Hier sien die wêreld wou hê Petrus hulle moes niks gehad het nie. Hoekom? Want hy wou die kind van God bedroef. Die wêreld wou die kind van God bedroef. Hy wil hom niks gun nie. En wel die wêreld hom niks wil gun nie, besef die Here, maar luister, my kinders het 'n deurbraak nodig. My kinders het nodig om te besef, ek is die voorsiener, nie ek nie die Here. En hy kom by, hy sê, gooi jou net aan die ander kant. Maar as jy moet ry en iemand sê vir jou, draai nie gou aan daai kant. Jy sal dink dis nie lekker nie. Maar die Here kom sê vir hulle, gooi jou net aan die regterkant. En weet jy wat hy doen het? Die oomblik toe hy dit doen, die oomblik toe net daai waters raak, toe gebeur die deurbraak. En dis wat ek vanmôre met jou wil kom deel, gemeente, dit is so maklik. Hoor mooi wat ek sê vanmôre, dit is so maklik om die deurbraak van God te beleef in jou lewe. So maklik. Wees net onderdanig aan die woord. Petrus hulle was in my oë mismoedig. Hulle wou oppak. Want as jy nou ek wil amper sê die gevoel van die stuk van die woord gaan lees, en as jy die gevoel kry jy die gevoel van hulle het nie meer geweet wat was die volgende punt nie. Hulle was op die doodloopstraat. Hulle wou oppak. En die Here kom en hy sien die begeerte van elke liewe disipel raak. Nie net die begeerte, nie die behoefte wat hulle nodig gehad het. Hy sien die nood raak. En ek wil vanmôre vir julle sê, jou God is besig om jou nood raak te sien. Die behoefte wat 'n begeerte het, is hy besig om raak te sien. Hy's besig om die geestelike maling te doen. Waar gaan jou net gegooi word? En die oomblik toe hy die nood raak sien, dat die begeerte en die behoefte van Petrus hulle raak sien, toe sê hy vir hulle, gooi hulle net aan die regterkant van die skei. En hy sê dit in die bevestigheid, sê, en julle sal kry. En wat sê die woord? Die woord sê, wie op hom wag, kry nuwe krag. So die oomblik toe Petrus hulle sê, okay, Here, ek gooi, en hulle kry, toe kry hulle ook nuwe krag. Petrus hulle was moeg. Hulle was mismoedig. Hulle was frustreerd. Hulle was hartseer. Jy kan die gevoel lees van die Here met jou werk in hierdie stuk van hierdie brief. Hulle was ongelukkig oor dit wat hulle niks gevang het nie. Vir hulle was dit 'n erg tyd gewees, maar vanmôre moet ek in alle erns vir jou sê, dis hoe meeste Christene of meeste gelowiges hulle daar deurbring. Moeg, mismoedig, frustreerd, hartseer, ongelukkig. Vir hulle was dit 'n eenstrydige tyd gewees, maar vir gelowiges is dit al jaar na jaar na jaar na jaar. Waar gooi jy jou net? Gooi jy jou net waar dit moet wees? Of gooi jy jou net op aanbeveling van die wêreld? Kom ek vra jy 'n vraag vanmôre. Hoeveel keer 'n dag ervaar jy as gelowige? Ek praat vanmôre, onthou ek het vanmôre vir jou gesê, ek kom praat vanmôre met jou as kind van God.
Nie met jou as paartjie van God nie, ek praat vanmôre met jou. Hoeveel keer 'n dag ervaar jy as 'n gelowige, jy as 'n kind van die Here, moegheid, mismoedigheid? Weet jy, vanoggend was ek moeg geweest, nee, maar die oomblik toe ek hierdie preek klim, it was holy power that came down. Want ek is nou so wakker, ek sal vir jou Kaap toe ry. Nee. Maar hoeveel keer 'n dag ervaar jy frustrasie? Hoeveel keer 'n dag ervaar jy hartseer en ongelukkigheid? Dat dit herhalend is. Hoeveel keer 'n dag voel dit so die Here hoor nie 'n woord wat jy bid nie. Nie een woord nie. Dit voel vir jou so erg dat as die Here moes verbykom het hy jou deurgeskiep en na die neighbor toe gegaan. Hoeveel keer voel dit vir jou so? 'n Dag. Ek praat nie van maande nie, ek praat van dae. Hoeveel keer voel dit vir ons die Here sien ons nie? Hy sien ons nie. Here, ek is nog hier. En dan voel dit vir ons die Here sien net die ander een raak. As dit nou my en my vrou se geval is, net my vrou raak. Maar sy is nou hier nie, so ek kan haar nie gebruik as 'n voorbeeld nie. Terselfdertyd wil ek vanmôre vir jou sê dat Petrus het vergeet wie was hulle koning. Hulle het vergeet wie was die voorsiener. Hulle het vergeet dat die koning het al aan hulle te verskyne gekom. Hy het al. Hy het vergeet wie was sy rots gewees. Van net verder aan lees jy hy die rots geword. Hy het vergeet wie was die een wat vir hom deurgebreek het. En nog steeds het hy mismoedig gaan sit in daai bootjie. En gewonder, waar gaan die vis vandaan kom? Hoe baie keer maak ons as gelowiges so? Ons sal nou maar sien wat gebeur. Dis waar. Ons sal sien wat gebeur. En Petrus hulle het gedink, dis verby. Hulle het gedink, dis die einde. Hulle het gedink, dis die deadline. En deadline beteken as jy oor daai lyn is jy dood. Hulle het die deadline. En die Here kom en hy kom van daai sê, my kinders, het jy nie vir my iets om te eet nie? En die oomblik toe hulle almal sê nee, toe bevestig hulle eintlik wat die Here se hele beplanning was, dat die nood was daar. Sê soms, wanneer ons as gelowiges bymekaar staan, en ons besef wat die nood is, maak dit die openbaring van die Here net sterker. Dit maak die openbaring van die Here net soveel kragtiger. Jy sien vanmôre geseënde van die Here. Die hele stuk van hierdie woord wat ons vandag lees, oor die feit dat die Here hulle bedien het, oor die feit dat hulle mismoedig was, oor die feit dat hulle bekommerd was oor dit wat hulle nie kon gevang het nie, is 'n direkte speelbeeld eintlik van ons as gelowiges se gebed met die Here. Want ons is gemaklik, ons is gemaklik, dat ek net my woordeskat kry. Ons is gemaklik om in ons beproewinge na die Here toe te gaan. Here, nou het ek alweer dit nodig. Hoekom, Here? Maar wanneer ons die duisende visse en honderde visse uittrek, is ons net te sê, okay, Here, jy is vanmôre daarso, en ek is vanmôre hier. Ek sal jou bel as ek jou nodig het. Dis die mentaliteit waarmee die kinders van die Here loop. Ek praat waarheid vanmôre. En Petrus hulle moes besef, wie is hulle koning vanmôre? Jy weet, jy bid, jy bely, jy vra Here, hoekom gebeur dit met ons? En jy vra Here, maar hoekom staan jy my nie by nie? Maar dis omdat jy jou God op 'n afstand het en nie by jou het nie. Amen. Jou God is nie gemaak om op 'n boekrak te wees nie. Hy's gemaak om die naaste aan jou hart te wees vanmôre. En die Here moes iets doen om Petrus hulle weer op daai punt te kry.
En hy het aan die linkerkant het hy die droogte gestuur, maar in die geestesriem het hy gewerk. En die oomblik toe hulle aan die regterkant gooi, toe vang hulle die menigte, beteken dit wat in die geestelike riem bevestig was of gevorm het daardeur gebreek. En hulle was geseënd. Uit hulle naaldheid. Met voorsiening vir hulle familie. Hoekom sê die woord spesifiek die regterkant? Want aan die regterkant was die werking van die Here sienbaar gewees. Was dit moontlik om te aanskou hoe die Here die gebede beantwoord het? Was dit moontlik om vir hulle om te sien dat die Messias luister wanneer hulle hardop roep? Die regterkant vanmôre beteken of is 'n teken van gehoorsaamheid aan Jesus se woord vanmôre. Aan God se woord is dit 'n teken. Die regterkant is as 'n simbool van guns en seën vanmôre. Dis 'n simboliek van sending en bediening en ook 'n teken van 'n nuwe begin. En ek wil vanmôre vir julle sê dat wanneer jy aan die regterkant van die skei gaan begin jou net gooi soos wat die Here beveel, gaan dit 'n nuwe begin wees wat vir jou deurbreek. Amen. En die Here het 'n nuwe begin laat begin met 'n feesmaal. Hy het vir hulle 'n maaltyd gegee. Halleluja. Hulle was moeg. En Jesus kon sê vir hulle, ek is die lewe. Hy bevestig dit. Hulle was mismoedig en Jesus was optimisties. Hulle was frustreerd gewees en Jesus was bly om hulle te help. Hulle was hartseer en Jesus was reg om hulle te troos. Hulle was ongelukkig en Jesus was gelukkig om hulle te leer as sy kinders. Sien gemeente uit elke situasie wat ons kom, of wat elke goeie ding wat ons gaan, is die Here altyd bereid en gelukkig om jou te leer. En dit is wat hier plaasgevind het. Uit elke situasie wat hulle deur was, het die Here hulle geleer. So wat is die les wat ons vanmôre hier uitneem? Dis die vraag vanmôre. En toe hulle die geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. En Jesus sê vir hulle, bring van daai visse wat julle nou gevang het. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee. En so ook die vis. Nadat hulle die vis gevang het, hulle by die Here op die land gaan verkeer, waar die Here hulle bedien met kos. Fisies was dit brood en vis, maar geestelik was dit om te herstel op die pad vorentoe, om die pad vorentoe te kan stap. Die hele gedeelte van hierdie dik stuk vanmôre ook, is dat jy moet herstel van dit waar jy kom. In die situasie waar Petrus hulle was, moes hulle herstel op dit waar hulle op pad was. Want vir hoofstuk 21 is die laaste hoofstuk van Johannes, menende hulle was op pad om die kerk te bedien. Hulle was op pad. Hulle was op pad na die werk wat die kinders moet aanraai om terug te keer na die Here toe. En dis my boodskap vandag vir julle. Is dat jy gooi dalk jou net aan die linkerkant die heeltyd. Dit is nie so sleg nie. Maar ek wil jou aanraai om dalk jou net vir 'n slag aan die regterkant te gaan gooi. Ek wil jou aanraai, ek wil jou bemoedig, ek wil jou uitdaag. Pastoor, daag nie so met die kerk uit en gewoonlik wys die kerk om verkeerd.
Maar ek wil jou res uitdaag hierdie keer. Gaan gooi 'n bietjie jou net aan die regterkant. En laat die Here vir jou deurkom. En wanneer jou deurbraak gebeur, moenie na my toe hardloop en sê, pastoor, dit gebeur nie, die Here se woord sê. Dit het vir hulle gebeur. Gee hom die eer. So ek sluit af vanmôre met hierdie woorde. Aan watter kant gooi jy jou net vandag? As Petrus hulle kon deurbreek, en hulle was in daai tyd gewees, wat keer jou om deur te breek? Wat keer jou om jou net vol visse te kry? Visse, 'n teken van voorsiening. Ek sluit af. Die Here het vir Petrus gevra 3 keer. Kan jy onthou? 3 keer het jy my lief. Toe hy dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? So wat hy eintlik vra is, meer as wat die disippels hier is, het jy my lief vanmôre? Die disippels was sy vriende, dit was sy broers in Christus gewees. En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. En hy vra hom weer tweede maal, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Sê hy vir hom, pas my skape op. En hy vra derde maal aan Simon seun van Jona, het jy my lief? Maar hy haal die waarlik uit. Hy sê, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, en omdat hy om 'n derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Die rede agter hierdie 3 keer vra wat die Here hom moes vra, het jy my lief, was omdat Petrus hom 3 keer verloon het. En vir elke verloon moes Petrus vir hom sê, Here, ek het u lief. En toe die derde keer wat Petrus vir hom sê, Here, u weet alles, toe besef die Here, hy het hom lief. Eers liefde as God agape, en toe phileo, broederlike liefde. Jy sien, wanneer jy die goddelike liefde en die broederlike liefde het vir mekaar, dan kom jy restaurasie werk. Vir elke verloning moes Petrus sê, Here, ek het u lief. Laat my lammers wei vanmôre, is elke gelowige wat nog klein is met wedergeboorte. Hulle wat nog groei in die Here. Pas my skape op, leer en onderrig hulle om sterk te staan en te weerstaan. Laat my skape wei vanmôre, is waar ons nou is. Hulle is nou al groot. Laat hulle nou goeie en sterk vaste kosse eet. Eintlik wat die Here vir Petrus hier kom sê het, was Petrus, ek berei jou voor vir die kerk. Ek stuur jou. Maar ek begin by om jou verloning te vergewe. En mag die Here jou vanmôre ook vergewe, wat ook al dit mag wees, wat hy jou voorberei vir dit wat kom. Kom ons sluit ons oë. Vader, is 'n voorreg om vanmôre net te kon weet en te kon leer. En te kon besef, Here, dat dit waar ons net te gooi vanmôre, het 'n groot uitwerking op ons geestelike lewe met U, Here. Here, Petrus, hulle het niks gevang aan die linkerkant. Hulle het niks gevang daai dag nie, Here. Maar die oomblik toe U vir hulle sê, gooi aan die regterkant, Here, het dit wat U bewerk het, Here, tot werking getree. En hulle kon voedsel trek uit die water, Here. Here, en U, dit was so 'n bonatuurlike, Here, werking van U hand, dat hulle visnette nie eers geskeur het nie. Help ons vanmôre om soos Petrus ook te kan sê, Here, ons het U lief. Here, vergewe ons vir die tye wat ons, Here, dalk U verloon het, dalk weg van U af beweeg het. Maar help ons vanmôre om te besef, ons het U nodig. Ek vra natuurlik ook, Here, vanmôre,
Dat hier en elk wat vanmôre hier sit, wat bemoeid en belas is, U hulle sal stuur, Here. U hulle sal oprig en U hulle sal help om te kan oorkom. Ons vra dit vanmôre in U naam, Here. Want net U, Here, kan ons help om ons nette aan die regterkant te gooi. In Jesus naam. Amen.